Ek dink al die mikrofone is nou aan. Goeiemôre, baie welkom by die erediens vanoggend op hierdie skielike koue oggend. Dit is ons bede dat dit ook die res van die dag 'n geseënde en 'n rustige dag mag wees. Van die kerkraad se kant af net 'n paar afkondigings. Kollektes tydens die erediens gaan vir die diens vir barmhartigheid en by die deure gaan vir die teologiese studentekas. Dan herinner ons net dat die orgel tans gediens word. Al lyk dit nie so nie, helfte van die pype is nie daar nie. Daarom het ons begeleiding vir die volgende 2 weke met die klavier wat Hansie vir ons daar met die klavier voorgaan tydens die erediens. In voorbereiding om die Here te ontmoet, gaan ons ook eers 'n geleentheid hê vir stil gebed waarin ons onsself ook voor die Here vooruitmoedig. Stuur Heer u lig en u waarheid dat U my lei en my bring na u heilige berg, na u woning. Ons hulp kom in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Geliefde gemeente, verhef u harte tot die Here en ontvang sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Sing 'n lofsang saam tot eer van die Here. Sing saam Psalm 75 vers 1, vers 2 en 4. U alleen, u loof ons bly, ja ons jubel tot u eer. Sing saam vers 1, 2 en 4 van Psalm 75. Daarna bly ons staan vir die belydenis van ons geloof. U alleen, u loof ons bly, ja ons jubel tot u eer, want u naam is troue Heer, vir u volk tot troos naby. Daarom roem ons in ons land al die wonders van u hand. Vertoef ek spreek die Heer, al gaan jare langsaam om. Eindelijk sal my regsdag kom, en dan daal my oordeel neer. Wat ook wankel deur my hand, bly die aarde in vaste stand. Die verlossing roem en eer, kom nie uit woestyne ver, nie uit oos of wester, van die regter is die Heer, hy sit bo die hemel bo, hy verneder en verhoog. Ons bely saam ons algemene geloof in die hand van die geloofsbelijdenis van Nisea. En ons elkeen spreek in reg en ons harte hiermee saam soos wat ons dit ook glo. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei,
en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Jy kan maar sit. Geliefdes in ons Here, ons gaan vanoggend in die skriflesing daarop fokus op die eis van die verbond wat vir ons verwoord word in die wet. Dit is die 10 gebooie. En ons wat nou ook saam bely het, ons wat deel is van die verbondsgemeenskap, omdat ons deel in die geloof, die algemene geloof, wat ons deel maak van Christus, luister dan nou ook na die wet van die Here as die eis van die geloof waarin ons staan en wat ons bely. En ons luister na hierdie eis, soos wat dit vir ons opgeskryf is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Amen. Geliefdes, ons sing dan nou saam in reaksie, ons wat die eis van die Here gehoor het, Psalm 38, daarvan vers 1 en vers 17, en daarna sal ons ook in nederigheid voor die Here nader in gebed. Straf toch nie in ongenade my misdade, Heer verdra my met geduld. God toch nie in toorn ontsteek nie, en u wreek nie op my sonde en sondeskuld. O my Heer, in U die lewe, U begewe, wees nie ver van my gebed. Hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uit wou red. Kom ons bid saam.
almagtige, vreeslike, groot, regverdige Vader. Here, ons nader tot U. En ons dink aan U regverdigheid. Ons dink aan U heerlikheid en U heiligheid. En ons besef dat ons wat nader gebring is deur die verlossing en die dood van ons Here, dat ons steeds struikel, Here. Dat ons wat in genade geroep is, onsself steeds skuldig maak aan oortredings teenoor U eis. En Here, ons bid om genade. Ons vra dat U ons harte sal vernuwe. Dat ons mag groei in ons wil om gehoorsaam te wees, dat ons mag groei in ons wil om U te verheerlik deur ons dade, en dat ons U alleen sal wil dien, nie onsself of ons eie liggame of ander gode wat ons bo U stel nie, wat ook al dit mag wees. Ja, Here, sien ons aan in genade, die genade wat U aan ons bewys het in die Seun. Neem dit nie van ons weg nie. Ja, Here, o bevryder, hoor ons roepe. Ja, Here, ons roep nie net tot U vir bevryding van ons eie lyding onder ons sonde nie, ons roep ook na U vir bevryding vir die verdrukking van die wêreld. Want Here, ons kyk na die wêreld en ons sien onreg. Ons sien hoe mense mekaar uitbuit en vernietig. Mense ter wille van hulle self, hulle eie voordeel, ander omtrent weggooi, Here. Minderwaardig ag en vertrap. Nou Here, ons bid dat U saam met hierdie hele wêreld sal wees, Here, dat U sal kom, dat U iets hieraan sal doen, Here, dat U bevryding sal gee, dat U nie net sal kyk nie, maar sal werk. Dat Here, ons het dit so dringend nodig, dat ons besef dat sonder U kan ons nie leef nie, sonder U kan ons nie bestaan nie, sonder U kan daar geen verwagting van goedheid wees nie. Daarom soek ons by U, Here, die bron van goedheid, bevryding en seën en verligting. Ons dankie dat U ons harte opgeroep het om vandag hier by mekaar te wees. Om as een man saam te kom, Here, en U te loof en U te prys en U teenwoordigheid te soek. Dat ons as een gebou hier verrys tot U heerlikheid. Ons bid dat U deur die prediking vanoggend ons sal vernuwe tot U, ons opnuut weer tot U sal rig. Nie net een keer 'n week tydens erediens nie, Here, maar elke oomblik van elke dag, dat ons bemoedig sal word om U te roep, om tot U te roep, en U te wil dien elke oomblik. Verlig U woord in ons gedagtes. Ja, Here, werk deur dieselfde Gees wat die woorde laat neerskryf het en laat spreek het soveel duisende jare gelede, Here, werk met dieselfde Gees in ons harte vandag, dat ons ook mag verstaan. Dat ons ook mag groei. En dat ons in dankbaarheid ook U lof kan besing. Ons bid dit alles in die naam van ons Here, Jesus Christus, Koning en Verlosser. Amen. Geliefde gemeente, ons skriflesing vanoggend kom uit die boek van die profeet Habakuk.
Ons sy profeseë oor Juda, die tweestammeryk, en ons gaan daarvan luister vers 1 tot vers 11, maar voordat ons ook dit gaan doen, gaan ons ook saam sing, Psalm 82, vers 1 en 2, want in Habakuk lees ons oor die Here se oordeel oor sy eie volk. Dan sing ons in Psalm 82, vers 1 en 2, God daags in regsvergadering mag hebbers tot sy straf geding. Hoe lank gaan julle geen onreg vrees nie en partydig vir die bose wees? Ons gaan daarvan hoor die uitroep van die profeet oor die onreg en die boosheid van die volk. Ons sing saam in voorbereiding om die woord aan te hoor en nie verklaring daarvan, Psalm 82 vers 1 en vers 2. Mag hebbers tot sy straf geding. Hoe lank gaan jy geen onreg vrees, partydig vir die bose wees? Doen reg aan wie indruk, vir wie neermoed buig, die swakkes onderstaan en red uit die hand. Los beroof. Van reg doen is daar geen verstand. Grondves word onvas. Sorges ja my seuns dit was. My woord nogtans jou sal. Soos alle vorste val, so God vaag weg, lei in die eeu van reg, want alles is u eiendom. Ons luister saam die woord van die Here, soos dit vir ons opgeskryf is in die boek van Habakuk. Vers 1. Die profesie. Dit is wat Habakuk, die profeet, gesien het. Hoe lank nog, Here? Ek roep om hulp, maar u luister nie. Ek roep uit na u geweld, maar u verlos nie. Waarom laat u my onreg ervaar en leed, terwyl u toekyk? Vernietiging en geweld is reg voor my, twis ontstaan en rusie neem toe. Daarom het die wet sy krag verloor en tree die reg glad nie meer na vore nie. Maar goddeloses omsingel die regverdige, daarom is die reg so verdraaid. En die Here se antwoord: kyk na die nasies en let op. Wees verslae, verstom, want daar gaan iets in julle dae gebeur, julle sal dit nie glo as dit vertel word nie. Kyk, ek gaan die Galdeërs laat optrek, die verbitterde en voortvarende nasie, wat oor die breedte van die aarde gaan om woonplek in besit te neem, wat nie aan hulle behoort nie. Skrikwekkend vreesaanjaend is hierdie nasie, van homself gaan sy reg en oppermag uit. Vinniger as luiperds is sy perde, ratser as wolwe in die skemer. Sy ruiters kom aangejaag, sy ruiters kom wat van ver af kom. Hulle vlieg soos arende wat afduik om te vreet. Elkeen is uit op geweld, hulle hele voorhoede is 'n oostewind. Dit maak krygsgevangenes bymekaar soos sand. Hierdie nasie dryf met konings die spot en regeerders is vir hom 'n grap. Vir elke versterkte stad lag hy hoop grond teen die stadsmuur op en neem dit in. Dan gaan die wind verder en steek grense oor en hy word skuldig, die een wie se krag sy God is. Ek lees vir ons weer die fokusvers, vers 5, die Here se antwoord op die roep van die profeet. Kyk na die nasies en let op, wees verslae,
verstom, want daar gaan iets in julle daar gebeur, julle sal dit nie glo as dit vertel word nie. Geliefdes in ons Here, in vandag se lewe is daar geen tekort aan onreg nie. Ons sien in ons samelewing, bykans elke dag, elke week, hoe reg en geregtigheid verdraai word en hoe mense in boosheid voortleef, sonder enige skynbare gevolge. Ons hoor van hofsaake van politici, waar hulle, hoewel duidelik skuldig is, skotvry daarvan wegloop. Korrupsie, moord, diefstal, verkrachting is woorde wat ons aldag hoor, waarvan ons in die nuus lees en elke dag in ons huise hieroor praat. En ons het tot 'n sekere mate al hiervoor afgestomp geraak. Maar wanneer ons daaroor dink en al hierdie oorweeg, dan word ons gemoedere swaar. Ons raak moedeloos en dan wil ons harte dikwels tot die Here roep, hoe lank gaan hierdie nog aangaan? Wil U nie iets hieraan doen aan hierdie mense wat soveel onreg pleeg in die skepping en selfs die regverdiges verdruk nie? Wil U nie iets hieraan doen nie? Sien U ons nie raak nie? Hoe laat U toe dat hierdie nog plaasvind? En dit is die roepe wat ons in die woorde van hierdie profeet ook hoor. Hy kon nie meer uithou met alles wat in sy samelewing aangaan nie, met alles wat sy volk doen nie, wat onreg doen en die reg verdraai. Nou vir ons om beter te verstaan presies wat hy bedoel, moet ons ook eers 'n bietjie agtergrond hê. Hierdie profesie wat die Heilige Gees deur die profeet spreek, speel af in 'n tyd net voor die Babiloniese ballingskap. Die Here sê in die teksgedeelte, hy gaan die Galdeërs oproep. Die Galdeërs is die Babiloniërs. Babiloniërs wat vir Juda in ballingskap weggeneem het, wat hulle baie wreed, op 'n baie wrede manier verslaan het en die hele volk weggeneem het na 'n ander land. In hierdie tyd is die 10 stamme ryk reeds weggevoer deur die Assiriërs in hulle ballingskap en net voor hierdie Babiloniese ballingskap is Juda, dit is die stam van Benjamin en Juda, onderdane van Egipte. Koning Josia wat regeer het opgetrek teen Egipte om teen hulle oorlog te voer en die farao het hulle verslaan en 'n nuwe koning ingestel, koning Jojakim. Hierdie Jojakim was 'n baie slegte koning wat baie verkeerd gedoen het in die oë van die Here. In 2 Konings 24 hoor ons van die Here se haat en woede oor die sondes wat hierdie koning en die volk onder sy leiding gedoen het. Hy beloof dat hy hulle gaan vernietig. Dit is teen hierdie agtergrond waar hierdie profesie afspeel, 'n volk wat die verbond van die Here tot niet maak deur hulle onreg. Hulle luister nie vir die wet nie. Hulle vermeerder aanhoudend hulle sonde voor die Here, die God van die verbond. Dit is in hierdie omstandighede wat die profeet dan roep, wat die Heilige Gees in sy hart wek en hom oproep om te roep teenoor die Here. Vra, hoe lank Here? Hoe lank? Ek roep om hulp, maar U luister nie. Geweld, maar U verlos nie. En ons kan reeds in die heel eerste woord van die profeet van die profesie al hoor wat dit is, wat se tipe profesie dit is. Ons kan maklik dink dat dit 'n klaagpsalm tot eer van die Here is. Maar in vers 1 in die 53 vertaling word dit vertaal met 'n godspraak. En wat hierdie woord in Hebreëus beteken is las. Dit is 'n swaar woord wat die Here teenoor hierdie profeet openbaar. Dit is nie 'n troostende bemoediging, dit is nie 'n vermaaning om te bekeer nie. Dit is 'n oordeelsprofesie. Die Here spreek oordeel oor sy eie volk hierin uit. Oordeel oor die onreg wat tussen die volk in oorvloed is. En hierdie onreg wat in hulle samelewing hoogtyd vier, was nie net onder mekaar nie. Dit was nie net mense wat mekaar verskeer het en uitgebuit het en vernietig het nie. Dit was van die koning se kant af ook. As straf vir die opstanding teen die farao moes hulle 3,5 ton silwer en 34 kg goud aan die farao oorbetaal.
En hierdie het die koning by sy volksgenote gaan eis. Die volk moes betaal vir die opstandigheid van die koning. En dit is onreg. En die profeet roep al 'n tyd lank. Nie net, hy begin nie nou eers roep nie, hy roep al 'n tyd lank, want hy sien herhaaldelik hoe die volk se sondes vermeerder en hulle pleeg geweld sonder ophou en hulle buit mekaar uit. En hy roep tot die Here, hy hou aan roep. Want hy sien hierdie tragiese toestand van sy volksgenote en die mense rondom hom. En hy roep dat die Here iets daarin moet doen. Maar dit voel vir hom asof die Here stil is oor die sonde. Sê in vers 3, waarom laat U my onreg ervaar terwyl U toekyk? Die Here kyk net. Vernietiging en geweld is voor my, twis en rusie neem toe. Hy moet al hierdie dinge beleef, maar dit voel vir hom asof die Here in 'n ander rigting kyk. Hy ignoreer doelbewus dit wat besig is om te gebeur en hy slaan nie ag daarop nie. En as gevolg daarvan raak die sonde nog meer en die onreg nog meer en word die goeie, die regverdige mense al hoe meer en meer verdruk. Ek sien hoe regters en hofsaake die reg verdraai sodat die slagoffers van geweld as skuldiges daar uitloop. Ek sien hoe die boosaard skotvry rondloop in die strate. Ja, die volk van die Here is besig om die wet te minag. Hulle het so minagting vir die wet dat dit lam word. Kan u jouself indink die wet van die Here wat so geïgnoreer word dat dit eintlik geen betekenis meer het nie. Soos 'n verlamde man op 'n oorlogsveld kan niks doen nie. Dit is hoe hulle die wet van die Here hanteer. Dit is belangrik dat ons dit raak sien, want hulle is besig om die maatreël van die lewe binne die verbond te verontagsaam. Die Here het toe hy die volk uit Egipte land uitgelei het, hierdie riglyn vir hulle gegee. Vir hulle gesê, ek is jou Here, ek het jou uit slawerny uit bevry, jy is nou my volk. Leef nou as my volk, leef reg, doen reg en geregtigheid. Met hierdie wet as riglyn vir jou lewe. Dit is deur die Here self gegee. Dien God en wees lief vir jou naaste. En die bedoel daarvan was om die volk op die regte pad te hou, dat hulle nie weer in sonde val nie. Dit is veronderstel om 'n kragtige hand en die wapen van die regverdige te wees, waarmee hulle reg en geregtigheid laat geskied in die volk van die Here. Maar dit het geen betekenis meer vir hulle nie. Elkeen doen wat hy dink self goed is, en hy oordeel soos wat hy dink vir hom die meeste voordeel sal bring. Maar die riglyn vir die volk se lewe in die teenwoordigheid van die Here was 'n betekenislose versameling voorstelle. En as iemand opstaan, as daar 'n regverdige is wat hierdie wet van die Here waardig ag en as 'n riglyn ag, dan word hy omsingel en stil gemaak en onderdruk. En dis in hierdie verskriklike omstandighede wat die profeet dan roep. Hy roep, Here, hoe laat U nog toe dat hierdie gebeur? En hy gebruik die verbondsnaam van die Here en hy roep die Here van die verbond op, die een wat hulle verlos het en wat die eise van hierdie verbond ingestel het en wat oordeel ook ingestel het op grond van ongehoorsaamheid. Hy sê, Here, doen iets. Maar het voel vir hom asof die God van die verbond ook die verbond laat vaar. Ja, as ons so luister na die ervaring van hierdie profeet, dan klink dit nie veel anders as vandag nie. Korrupsie in ons howe, moord, diefstal. Ja, minagting vir die wet van die Here, die skepper van die heelal, is oral rondom ons. Mense wat wetteloos leef. Ten minste volgens wette leef wat hulle self bepaal. Maar geliefde, dit is nie net daar buite wat ons dit raak sien nie, dit is binne in die kerk wat ons ook hierdie
houding en gedrag raak sien. Hier binne die geloofsgemeenskap is dit ook die geval. Ons oortree dalk nie so blaatant die wet van die Here nie, maar tog oortree ons. Ons wil nie mekaar vermoor en met die vuis pak nie, maar ons is bereid om mekaar agteraf sleg te sê. Mense met ons woorde af te kraak en om stories aan te dra wat die persoon se naam skade aandoen. In ons huise beklei ons en ons snou mekaar gereeld vieslike dinge toe. En daarom vermoor ons nie mekaar nie. In ons gedagtes verwens ons dikwels ons naastes. Ons vergeet dikwels om lief te wees vir mekaar. En om die Here as die hoogste prioriteit in ons lewe te stel. Die dag wat ons in die Here wy, staan ons aan ander dinge toe. Nou geliefdes, in hierdie omstandighede, in so 'n ervaring, voel dit vir die profeet asof die Here nie hierop agslaan nie. Dit kom voor asof die Here niks daarvan wil weet nie. Want dit gaan net aan, daar is geen gevolge nie. Maar geliefdes, die Here is getrou. Dieselfde Here wat die gebede van Dawid verhoor, soos wat ons 'n paar sondae terug gehoor het, is dieselfde Here wat die gebede van hierdie profeet ook verhoor. En die Here antwoord hom. Hy antwoord hom met 'n verskriklike woord, dat die Here gaan vernietig. Hy gaan die Babiloniërs bring, wat met groot geweld kom, en hy gaan 'n oordeel oor sy volk bring. Hierdie volk wat wreder en nog meer onreg pleeg as Israel. Al wat hulle soek is geweld en vernietiging, en niemand kan iets doen om hulle te keer nie. Hier is 'n volk wat nie gekeer kan word as hulle teen jou optrek nie. Hulle is sterk en hulle lag konings en versterkte stede uit. Hulle dryf die spot met mense. Nou die Here gaan hulle stuur so oostewind. 'n Wind, skroeiende wind wat van die woestyn af inwaai en alles vernietig. En ons sien dat die Here nie onpartydig of gevoelloos staan teenoor dit wat gebeur nie. Die Here sien die onreg wat gebeur raak en hy gaan oordeel. Hy sien dit wat gebeur in die samelewing en hy beloof 'n oordeel. Hy beloof 'n straf. En hy gaan 'n swaar oordeel vel oor sy verbondsvolk ter wille van sy eie regverdigheid. Want die ongehoorsaamheid aan die wet is 'n aanval teenoor die Here. Dis 'n aanval teenoor die Here se regverdigheid. En daarom vergeld hy dit met so 'n verskriklike oordeel. En geliefdes, dit is hoekom ons ook so baie aandag moet gee aan die wet. Want die wet van die Here is vanuit homself. Dit is die fondasie van die verbond en die Here se wese is volledig regverdig. Dit is hoekom ons op hom kan vertrou. Hy is regverdig en hy laat altyd reg en geregtigheid geskied en vanuit hom kan ons niks anders verwag nie. Hy is betroubaar en hy doen alles wat reg is, want hy bepaal ook wat reg is. En vanuit hierdie goeie, regverdige, liefdevolle wese van die Here het hy die wet gegee. Toe hy sy volk verlos het, het hy gesê, ek is julle God. Julle is my volk, leef nou regverdig, soos wat ek is. Leef heilig, want ek is heilig. Jaag die reg na, want ek bepaal die reg. Hy het sy wet aan die volk gegee vanuit sy eie wese. En wanneer die wet dan verontagsaam word, beteken dit die Here se wese word verontagsaam. So sê die wet is onbelangrik, sê ons die reg van die Here is onbelangrik. Om die waarde van die wet te ontken is om die waarde van die Here self te ontken.
Daarom straf hy die sonde so swaar, selfs in die volk van sy verbond. Volk wat geen berou of bekering wys nie en aanhou oortree, aanhou om die Here self te verontagsaam omdat hulle sy wet nie in ag neem nie. En deur sy profeet waarsku hy hulle hiervan. Van 'n oordeel wat in hulle eie leeftyd nog sal kom, omdat hulle nie wil bly by die Here, hulle verlosser, se reg nie. Maar die volk sal dit nie glo nie. As dit aan hulle vertel word, sal hulle dit nie hoor nie. Die dag wat die oordeel kom, sal hulle verstom staan. En mens kan amper nie dink hoe die volk dit nie glo nie. Hier is 'n volk wat die genade van die Here ontvang het. Hulle ken die Here se betroubaarheid en sy mag. Hulle weet dat hy getrou is aan sy woord. Hy het immers hulle uit Egipte land uitgelei en aan hulle 'n land gegee waarin hulle kan woon en hom dien. Hulle ken sy krag, want hulle het gesien hoe hy nasies voor hulle uitdryf en huise aan hulle gee wat hulle nie gebou het nie, wingerde wat hulle nie geplant het nie. Hy kom sy beloftes na. Hy is getrou aan sy woord. En daarom gaan hy nou van Israel wegneem dit wat hy aan hulle gegee het en dit aan 'n ander volk gee. En hy gaan dit doen omdat sy verbond gehoorsaamheid eis. Die verbond eis om die reg van die Here wat ons verlos het te soek, om dit aanhoudend na te streef en om sy wet te gehoorsaam. Maar dit is hoe die Here nog onveranderlik deur al die eeue met sy verbond werk. Hy verwag nie dat 'n mens deur sy eie gehoorsaamheid homself verlos nie. Nee, hy verlos en hy gee die middele tot gehoorsaamheid en dan eis hy gehoorsaam my volgens dit wat ek vir jou gegee het. Hy gee verlossing en vra gehoorsaamheid uit dankbaarheid. Vir Israel was dit waar en vandag vir ons is dit ook nog waar. Ons het ontsaglike genade van die Here ontvang. Ons het dit bely vanoggend in ons geloofsbelijdenis. Ons Here Jesus Christus wat mens geword het ter wille van ons, wat gelei het en gesterf het ter wille van ons. Wat die straf van die sonde gedra het, wat opgestaan het en ons opgewek het tot 'n nuwe lewe, ons herstel het en in 'n kosbare verhouding met die Here gebring het. Maar die eis is dieselfde. Gehoorsaamheid, omdat ons nou deel is van die verbond, omdat jy gedoop is en nader geroep is en gebring is deur die Here. Die Here het sy wette in die verbond ook aan ons openbaar, nie om onsself daardeur te red nie, maar om dankbaarheid aan die Here te bewys. En wanneer ons dan roep, wanneer ons roep in omstandighede dat die Here onreg nie sal verduur nie, dat hy onreg sal straf, dat hy nie sal toelaat dat die onreg sal voortgaan nie, roep ons dit nie net vir die mense daar buite nie, maar ons roep dit vir onsself en ons eie harte ook. Ons roep dat die Here die onreg wat nog in ons skuil, wat nog die oorblywende deel van ons sonde is, dat hy dit ook daar sal verwyder. Dat hy ons sal vernuwe. Dat hy sal ingryp in ons lewens ook. En ons sal bystaan om gehoorsaam aan hom te leef. Want ons weet, selfs ons wat verlos is, sondig steeds. En ons moet verstaan wat die effek daarvan is. Want sonde is ongeregtigheid en die Here oordeel dit. En deur Salerius, hoofstuk 5, paragraaf 5, lees ons, hoe ons, wat deel is van die verbond in Jesus Christus, deur ons sondes, die dood ook oor onsself bring. Wat deur ons ongehoorsaamheid die Here vir se toorn opwek. Die wraak waarvan ons hier gelees het, die wraak wat die Here uitstort op 'n ongehoorsame volk, ook oor onsself wek. En dit is belangrik om hierdie te besef, want ons ongehoorsaamheid aan die wet beteken dikwels vir ons so min. Dis iets wat ons soms so in die verbygaan net raak sien. Ons hoor die wet elke Sondag, maar ons vergeet soms om onsself daaraan te meet. Het jy afgode in jou lewe, iets wat jy
meer tyd en meer seggenskap aan toeëien as die Here? Iets wat meer van jou tyd en energie en toewyding vra is die Here. Ja, ons is dikwels bewus van die verlossing, maar ons vergeet wat die sonde se effek werklik is. Dat dit die toorn van die Here op ons wek. En dink 'n bietjie self aan die eie gewoonte oortredings. Daardie dinge in ons lewe wat ons weet verkeerd is, maar niemand weet dit nie en ons ag dit maar as 'n klein sonde en daarom gaan ons maar aan, want dit is makliker om aan te gaan as om op te hou. Ek vloek maar saam met die mense saam met wie ek werk, want dit is vir my makliker as om uitgestoot te word. Die geliefdes, ons moet dink aan ons lewe en hoe dit belyn met die woord van die Here. Ons kan nie onsself skuldig maak aan die sondes van hierdie sondige Israel nie, dat ons vergeet om te dink aan die Here se reg nie. Dat ons sondes is nie maar nog net 'n sonde nie. Dis 'n oortreding teen God. Ons kan dit nie ligtelik opvat nie. Deur sonde ligtelik op te vat, maak ons die verlossing in Christus goedkoop. Daardeur sê ons die Here wat in sy wet sy eie regverdigheid aan ons openbaar het en van ons eis se reg en regverdigheid is eintlik nie so belangrik nie. Is nie belangrik genoeg om werklik daaraan aandag te gee en my lewe daarvolgens te rig nie. Liefdes in ons Here, ons moet die reg van God soek. Dit hou in dat wanneer die woord van die Here vir ons uitwys wanneer ons sondig, ons onsself nie verhard daarteenoor, dat ons opstaan en teen die Here steeds verder sondig nie. Nee, dit eis dat ons nederig onsself voor die Here verootmoedig. Dat wanneer die Heilige Gees ons gewete aanraak deur die verkondiging van die woord in die erediens, of deur ons eie persoonlike Bybelstudie, of wanneer 'n medegelowige of 'n ouderling of 'n woordbedienaar na ons kom en vir ons sê hierdie wat jy doen is nie reg nie, dat ons onsself nederig daarteenoor stel en onsself verootmoedig voor die Here. Ons kan nie die woord en die roep van die woord van die Here ignoreer nie. Ons kan nie die wet verontagsaam nie. Dat ons met berou reageer daarop. Dat ons die verlossing en die genade van ons verlosser gaan soek. Dat ons die vergifnis gaan verwag en gaan soek van ons Here Jesus Christus en leef volgens 'n lewe wat hy vir ons 'n voorbeeld van gestel het. Enige gehoorsaamheid aan die wet. Want geliefdes, die oordeel van die Here is nie net vir hulle wat daar buite is nie. Gehoorsaamheid aan die wet is 'n eis van die verbond. Jy kan nie verlossing sonder gehoorsaamheid ontvang nie. Jy kan nie net die voordele van God trek sonder om gehoorsaam te wees en jouself te verootmoedig voor hom ook nie. En geliefdes, ons moet ook nie so vasgevang word in dit wat daar buite gebeur, dat ons nie ons eie ongehoorsaamheid miskyk nie. Want geliefdes, ons het 'n ontsaglike genade, onbeskryflike genade in ons Here Jesus Christus ontvang. Hy het ons verlos van die heerskappy van ons sonde. Hy het ons bevry daarvan. En hy het vir ons die middele gegee om te breek met hierdie ongehoorsaamheid wat in ons openbaar word. Hy hoor ons gebede, hy hoor ons roepe. Hy stuur sy Heilige Gees om ons harte te vernuwe en om ons by te staan en aan ons krag te gee om hierdie ongehoorsaamheid teen te staan en om dit te oorwin. Deur sy bloed is ons ingelyf in 'n nuwe verbond
En het ons vergifnis van ons sondes ontvang en ontvang ons krag elke dag. Daarom soek ons die reg van ons verlosser. Ons leef volgens die standaarde wat ons Here vir ons gestel het uit dankbaarheid vir dit wat hy alreeds vir ons gegee het, vir hierdie lewe wat hy aan ons geskenk het. En ons doen dit deur sy gewet na te kom sonder om ons eie uitsonderings te soek. En ons kom in opregtheid voor hom met daaglikse bekering vir ons sondes. Ons vra vir sy leiding, dat ons op die eis van sy verbond kan gehoorsaam. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Groot en almagtige Vader, Here, deur u magswoord, deur u Godspraak openbaar u toorn oor die sonde. En Here, u roep ons uit ons eie gemak uit, u roep ons uit ons eie vertroue uit, dat ons na u sal soek, en dat ons in gehoorsaamheid teenoor u sal leef, Here, dat ons sal besef, gehoorsaamheid aan u is die belangrikste, want dit is u eis. En dit is hoe ons aan u dankbaarheid bewys vir die verlossing wat ons ontvang het, vir die bevryding. Want Here, deur u Gees is ons nie meer slawe van die sonde nie, maar ons is oorwinnaars. Ons bid dat u nou, na aanleiding van die prediking, ook ons harte sal vernuwe, dat ons daar waar ons oortree sal raak sien, Here, en in nederigheid voor u buig. Dat ons osself voor u sal verootmoedig, Here, en vernuwe word in ons gehoorsaamheid aan u. Here, ons bid vir hierdie wêreld, vir die regering, vir alle mense in magsposisies, Here, ons bid dat waar daar onreg is, u hulle sal roep tot bekering. Dat u sal ingryp. Here, dat hulle mag regeer volgens u wil en in verantwoordelikheid teenoor u. Dat hulle u kan gehoorsaam, Here, sodat ons ook die lig kan laat skyn. Ons bid vir al ons gemeentelede wat ly met siekte en onderdrukking, wat ook al uitdagings daar in hulle lewe mag wees, Here, ons dra ons broers en susters in die geloof aan u op, dat hulle ook mag herinner word aan die verbond en die verlossing in Christus, Here. En dat hulle te midde van hulle siekte ook hulle gehoorsaamheid aan u 'n prioriteit sal maak. Toewyding aan u. Want Here, dit is die lewe. Dit is vreugde. Dit is hoe ons u verbly. Ons bid dat u die res van hierdie dag ook, wanneer ons klaar is en uitgaan van hierdie erediens, dat u ons sal rus gee, ons gedagtes sal wek om te dink aan u woord, dat ons in u teenwoordigheid mag rus, Here, en nie die res van die dag vir onsself toeëien nie, maar vir u. Dat ons in u teenwoordigheid mag rus. Ons bid dit alles in u naam, ter wille van u heerlikheid en ter wille van u reg. Amen. Daar is nou geleentheid vir die afdra van die liefdegawes, daarna sal ons saam sing.
Geliefde gemeente, ons sing saam as ons antwoordsang op die prediking, Psalm 50, daarvan vers 1, vers 8 en vers 11. Die groote God, die Here spreek, hy roep, hy daag die aarde van waar hy in songoudglans uitkom breek, tot waar hy sterwend neer sal vaar van die son se opkoms en ondergaan. Daar daag hy die wêreld uit. Dan sing ons ook in vers 8, aan wie sy wet verwerp sy God, wat meld jy nog van my verbond? Wat neem jy my heilighede nog in jou mond, terwyl jy tog my roede haat, my woord verwerp om my te smaad. En dan vir die gelowiges wat met nederigheid reageer op die Here, hy wat sy dank my offer, met 'n hart gestem tot lof en prys, wat op sy weg en wandel het. Hy is dit wat my eer bewys. En daar, waar hy op my guns vertrou, sal hy met vreug my heil aanskou. Kom ons sing saam, Psalm 50, vers 1, 8 en 11, en daarna gaan die Here die seën. Die grote God, die Here spreek, hy roep, hy daag die aard van waar die son in goudglans uitkom breek, tot waar hy sterwend neer sal vaar. Sion sonder voorbeeld skoon, sprei God sy ligglans ver ten toon. Wie sy wet verwerp, sê God, wat meld jy nog van my verbond? En spreek jy van my gebod, my heilighede in jou mond? Jy nog my roede haat, my woord verwerp om my te smaak. Hy wat sy dank my offer met 'n hart gestem tot lof en prys, wat op sy weg en wandel het, hy is dit wat my eer bewys. En daar hy op my guns vertrou, sal hy met vreug my heil aanskou. Geliefdes, verhef u harte tot die Here en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Hy sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen. Amen, amen, amen. Liefdes, net die afkondigings na die erediens. Ons nooi u almal uit vir tee en koffie en koeldrank, daar agter by die teelyk. Dan is daar kassasie vandag na die erediens, les 15. Volgende week sal dit seker dan les 16 wees. Dan herinner ons u dat ons oor 2 weke, die 17de Augustus, nagmaal sal vier. En hiermee saam sal daar ook 'n nagmaalsete saamgaan. Die susters sal in die week die reëlings daarvoor deurgee. Dan onder lief en leed, broeder Jan Coronie het in die week uitslaag gekry dat daar nog kanker opgetel is in sy liggaam. Ons hou oom in ons gebede en ons bid dat die Here se wil daar sal geskied met die behandeling ook daarvan. Broeder Albert Burger is in die week verskuif na 'n step-down eenheid toe, maar ons het nou vanoggend ook gehoor dat hy weer terug is in die hospitaal, so sy gesondheid wissel maar van week tot week, so ons hou hom ook deurlopend in ons gebede. Dan het broeder Flip Kotse ook Vrydag 'n prosedure ondergaan,
om kanker uit sy lip en van sy neus te verwyder. Ons bid 'n spoedige herstel daarvoor ook toe. Dan het broeder Casper ook in die week ook weer 'n epileptiese aanval gehad. Ons bid vir voorbereiding daar ook met die herstel daarna ook. Verjaarsdag hierdie week, Suster Isa Biewenga. Verjaar ook hierdie week, ons sê vir haar baie geluk met haar verjaarsdag. Dan herinner ons net weer dat die orrel buite werking sal wees vir die volgende 3 weke en dan met die wateronderbrekings is daar, weet ons baie mense het nie water nie. Hier by die kerk het ons 'n boorgat. As u water nodig het, kom asseblief, kom vra vir ons, jy kan met my of dan met aan die Martie reël. Dan het ons ook 'n klomp ander lidmate wat gesê het hulle is bereid om water te deel. Ons sal die name van hierdie lidmate ook op die wijksgroepe ook net deurstuur binnekort. Die lys is bietjie lank om te noem sommer nou net van hier af. Maar dan kan u met hulle ook reël as u wil water hê. Dan wens ons u 'n rustige en 'n geseënde rustdag voor.